Ons groet ook elkeen wat dan nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons elkeen vandag ook God se woord hoor, soos wat hy dit vir ons wil oordra, en mag ons dit in ons harte bewaar, maar mag ons ook daaraan gehoorsaam wees tot sy eer. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons beleef u seën in oorvloed elke dag van ons lewe. Ons beleef dat u ons regtig liefhet en dat u vir ons sorg. Die afgelope tyd het ons baie reën gekry, maar terselfdertyd dink ons aan dele in die land waar dit regtig baie droog is en waar daar ook brande is wat eiendomme en bosse verwoes. Ons dink ook aan mense wat ly onder vloede in die noordooste van die land. En al hierdie dinge, Here, die oorvloed en die seën, ook die pyn en die swaar kry en die lyding, dit ervaar ons as gawes uit u hand. Omdat u 'n plan en 'n doel met alles het. Omdat niks toevallig gebeur. Omdat u ons in u waarheid lei. Omdat u ons lei op die regte paaie tot die eer van u naam. En daarom weet ons, Here, selfs al gaan ons deur donker dieptes, is ons nie bang nie, want ons is in u hande veilig. En daarom kom ons ook vandag hier in u huis bymekaar, om u te aanbid as die almagtige en oppermagtige God. Die alomteenwoordige God en die alwetende God wat ons harte en gedagtes ken en weet wat ons nodig het. En is ons ook hier om vandag te hoor wat u deur die woord en deur die gees en deur die sakrament vir ons wil sê. En daarom bid ons so Samuel van oud, soos Eliam geleer het, spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Maatjies, vanoggend het Corneels weer saam met my gekom. Hy is mos 'n dromedaris en altyd vrolik. Kom ons hoor hoe gaan dit met hom. Goeiemôre Corneels. Hallo julle, ag nee, julle weet ons, my gaan dit altyd baie goed, dankie. Ek hou van die lewe en die lewe is 'n lied. Dis lekker om te lewe. Ja, dit is, glo my. Ja, ons glo jy, ons weet dis lekker om te lewe en ons weet jy hou baie van die lewe en jy's altyd vrolik en dis te wonderlik. Gaan jy weer vandag vir ons herinner aan 'n storie of 'n verhaal wat jou oupa vir jou vertel het? O ja, nee, ek gaan, maar voordat ek daarby kom, gaan ek eers vertel hoekom daardie verhaal by my gedagtes opgekom het. Hoekom, wat het gebeur? Ek het TV gekyk. TV gekyk. Televisie bedoel jy? Ja, TV. O, okay, goed, wat het jy gekyk? Pinocchio. O, Pinocchio. Dis mos Geppetto wat 'n houtpop gemaak het en toe word die houtpop 'n regte seentjie. Ja, net so hoor. Ja, nee, dit was 'n oulike storie hoor. Ek geniet dit vreeslik om dit te kyk. Ja, maar daar's iets daar wat baie snaaks is. En wat is dit? Elke keer as Pinocchio 'n leuen vertel of lieg of jok, dan groei sy neus. O ja, dit is nogal snaaks. En een keer het sy neus so lank geword, dit het gelyk soos 'n wesenstok. Ja, behoorlik, nee. Ja, nee, ek is bly dit gebeur nie met my nie. Hoekom gebeur dit nie met jou nie? Ek het nie 'n wesenstok vir 'n neus nie. Is dit die enigste rede? En ek vertel ook nie leuns nie, hoor. Ja, dit is baie belangrik om nie leuns te vertel nie, maar waarom het Pinocchio jou laat dink aan die verhaal wat my oupa my vertel het, wat sy oupa se oupa se oupa se oupa se oupa,
okay, goed, tot in die Bybelse tyd. Ja, net so, vir hom vertel. Dit is die verhaal van Ananias en Safira. Ananias en Safira, ja, nee, ek onthou daai verhaal. Wat wil jy ons daarvan vertel? Wel, Ananias en Safira het 'n wit lintjie vertel en met hulle lewe daarvoor betaal. Hulle het albei op die klip dood neergeslaan, net omdat hulle 'n wit lintjie vertel het. Ja, dis waar. Julle kan maar in Handelinge die verhaal gaan lees van Ananias en Safira. Julle kan maar net so daar op die opskrifte gaan kyk en julle sal dit kry, is redelik vroeg in Handelinge, en dan sal julle die verhaal van Ananias en Safira sien. Hulle het net soos baie van die ander mense in daai tyd, hulle huis ook verkoop, en hulle die geld het hulle gegee vir die ander gelowiges wat swaar gekry het, en wat baie arm was as gevolg van hongersnood en droogte. Maar toe jok hulle het gesê, hulle het hulle huis vir so baie geld verkoop, maar eintlik het hulle dit vir baie meer verkoop. En hulle het nie al die geld gegee nie, hulle het 'n deel daarvan vir hulle teruggehou. Hulle was geregtig om dit te doen, maar die probleem was die wit lintjie wat hulle vertel het, die feit dat hulle oneerlik was en gejok het daaroor. Het hulle neuse gegroei? Nee man, hulle was ook nie Pinocchio nie, hulle neuse het nie gegroei nie, maar hulle het met die dood daarvoor betaal. Sjoe, ja, dis nogal 'n swaar straf vir 'n ou wit lintjie, né? Inderdaad. En daar's 'n rede daarvoor. En ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels. So kom sit hier agter. En dankie dat jy jou vrolikheid altyd so met ons deel. Ons hou sommer baie van jou. Ons praat vandag, geliefdes, oor die belangrikheid van eerlikheid. Die belangrikheid van eerlikheid. Dit is so maklik om jou vingers jou agter jou rug net te kruis as jy 'n ou wit lintjie vertel. En ons dink, ag, 'n wit lintjie is nie so erg soos 'n swart leuen. Dis maar net 'n manier om die waarheid net so bietjie aan te pas terwille van die omstandighede. En ja, ek het dit al 'n paar keer gesê ook, en baie man sê mos 'n man wat nie vir sy vrou kan jok nie, weet nie hoe haar gevoelens te respekteer. En so vertel 'n mens maklike ou wit lintjie. Maar Ananias en Safira het met hulle lewe betaal vir 'n wit lintjie wat hulle vertel het. Want eerlikheid is vir God baie, baie belangrik. En kom ons kyk 'n bietjie, hoekom is dit so? As jy nou gaan soek vir die woord eerlikheid in die Bybel, en jy lees die Bybel van bladsy 1 tot by die einde van Openbaring regdeur, gaan jy die woord eerlikheid net 2 keer in die Bybel kry. Die hele woord eerlikheid. En nou sal jy wonder, maar hoekom sê ek eerlikheid is belangrik, en ons praat oor die belangrikheid van eerlikheid, as dit net 2 keer in die Bybel voorkom. Want ons moet onthou, dit gaan in eerlikheid oor meer as net die woord eerlikheid. Nou kom ons kyk watter 2 plekke is dit waar die woord voorkom. Die eerste is Jesaja 59 vers 14, en daar staan waar die ongeregtigheid van die regstelsel veroordeel word, want dis nou wat daar staan in Jesaja 59 vers 14, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word. Eerlikheid kan nie daar inkom nie. Maar die boek Jesaja is poëties geskryf, soos 'n gedig, soos poësie. En een van die stylfigure in die Hebreëse taal is parallelismes. Dis om 2 goed in parallelle lyne met mekaar te sê, amper soos wat 'n spoorlyn doen. En baie keer kry jy sinonieme parallelle, en dan beteken dit die eerste en die tweede sin beteken presies dieselfde. En so kan jy agterkom dat daar verskillende woorde in die eerste sin is en 'n woord in die tweede sin wat presies dieselfde betekenis het. Hier is die woorde waarheid en eerlikheid, die 2 woorde wat presies dieselfde betekenis het. Dis sinonieme. Nou in Jesaja se konteks het dit gebeur dat die mense in die regstelsel, daar waar die regter op sy stoel moet sit en moet regspraak lewer om te sê wie skuldig en onskuldig, dat hy omgekoop is en dat hy oneerlik was, dat daar bedrog was en dat daar korrupsie was en dat skelm mense daarmee weggekom het. En God het hulle duidelik en hard daaroor aangespreek. Want eerlikheid is vir hom belangrik. En in die regstelsel verwag 'n mens tog eerlikheid.
En wat daarmee saamgaan is ook die woord integriteit, wat dieselfde betekenis het. En dan in 2 Korintiërs 1 vers 12, waar Paulus skryf dat hy trots is daarop, dat hulle gewete hulle verseker dat hulle opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. So hy is besig om sy apostoliese gesag te verdedig, want daar's mense in Korinte wat gesê het, ag, Paulus is nie regtig 'n wonderlike apostel nie. Hierdie ander apostels wat hier by ons kom preek, hulle is vurige manne, as hulle praat, maar dan raak jy nie aan die slaap nie. Hulle preek jou behoorlik wakker en hulle maak vuur onder ons. Hierdie ouens, hulle weet hoe om te preek, hulle weet hoe om te praat. Paulus, Prof Stefan Joubert het altyd vir ons in die klas gesê, hy is soos 'n flat coke as hy hier by ons is. As hy daar ver is, dan is hy groot mond en skryf hy in sy briewe groot woorde, maar as hy hier by ons kom, is hy soos 'n flat coke, hy het nie meer gas nie. Prof Stefan Joubert is 'n baie geleerde persoon wat ek baie respekteer en ja, baie al by hom geleer. Die woord eerlik, waar eerlikheid net 2 keer voorkom in die Bybel, kom 13 keer in die Bybel voor. So ons sien al, maar hierdie is tog belangrik. In Genesis 30 vers 33, waar Jakob sy skoonpa Laban versoek het om hom, sy vrouens en kinders te laat wegtrek, sodat hulle selfstandig kan wees, en beloof het om eerlik te wees met die verdeling van die skape en die bokke. Hy sê, die wat nou kolle op het, ek sal hulle vat, en dan kan jy nou die wat net wit is, kan jy nou hou, en dan kan jy nou weet, dat as jy nou by my kom kuier, en ek het nou skape daar, wat nou nie kolle op het nie, dan weet jy nou, ek het van jou skape gesteel, ek was nie eerlik nie. So dit gaan oor die eerlikheid daar. En dan 2 Konings 12 vers 15, waar Joas die tempel laat herstel het, en hy het dit gedoen sonder boekhouding, was nie vir hom nodig om boek te hou daarvan nie, want hy het die mense wat dit gedoen het vertrou, dat hulle eerlik sal wees met hulle werk en die aankope van die materiaal en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan in Job 33 vers 3, sê Job dat hy eerlik sy opinie gaan gee. Hy sê, ek gaan nou eerlik vir julle sê hoe ek oor hierdie situasie voel, wanneer hy met sy vriende praat wat hom probeer troos. En dan in Spreuke 20 vers 7 en 11, 21 vers 8 en 24 vers 6, word dit beklemtoon dat dit belangrik is om altyd eerlik te wees, want iemand wat byvoorbeeld eerlik antwoord, sê Spreuke, is 'n ware vriend. 'n Vriend wat eerlik vir jou sê hoe hy regtig voel, hy is 'n ware vriend. Dis iemand op wie jy kan staatmaak. Iemand wat die waarheid met jou praat. En in die res van Spreuke gaan dit daaroor dat die pa besig is om sy seun wysheid te leer, en een van die eienskappe van 'n wyse persoon is eerlikheid en integriteit. En dan in Jesaja 48 vers 1 word die volk aangespreek omdat hulle God nie eerlik en opreg aanbid nie. Hulle is vals in hulle godsdiens, hulle gee voor, en soos wat die jong mense vandag sal sê, hulle is fake. Hulle is nie eg nie. En hulle is nie opreg nie. En dan in 59 vers 4 word hulle aangespreek omdat hulle nie hulle saak eerlik gestel het nie, omdat hulle nie die waarheid gepraat het nie. En dan by die profeet Jeremia 23 vers 28 beklemtoon God dat profete wat sy woord ontvang het, dit eerlik moet oordra teenoor die valse profete wat leuns verkondig asof dit die waarheid is. Die profete moet altyd die waarheid praat. Matteus 22 vers 16, en dan is daar ooreenstemmende gedeeltes in Markus 12 en ook in Lukas 20, kom die skrifgeleerdes na Jesus toe, en hulle probeer om ons nou vastrek weer met een van die strikvrae van hulle. Hulle wil weet of dit reg is om belasting te betaal. Want hulle weet daar is roeringe onder die volk oor al die swaar belastings wat hulle aan die Romeinse regering moet betaal. Nou wil hulle weet, wat sê die Here daarvoor en daaroor. En dan kom vra hulle vir hom, meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek. So Jesus spreek sy opinie eerlik uit, sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid, en so maak u die wil van God bekend. Dit is 'n pragtige kompliment wat hulle vir Jesus gee, en dis die waarheid. En dan is dit so hartseer dat hulle eintlik nie vir Jesus geglo het nie, alhoewel hulle geweet het, hy is iemand wat altyd die waarheid praat, wat God se woord getrou bekend maak.
En dan in Jakobus 5 vers 16, moedig Jakobus ons aan om ons sondes eerlik teenoor mekaar te bely en vir mekaar te bid, sodat ons gesond kan word. Want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So mens moet ook wanneer jy jou sondes bely, eerlik daaroor wees. Net teruggaan na die vorige gedeelte, net vinnig daaroor ook 'n opmerking maak, waar daar staan sonder aansien van die persoon, sonder om mense in aanmerking te neem. Ons kry baie keer die geval dat iemand nou te doen het met 'n skatryk persoon wat hy wil probeer beïndruk, en dan sê hy vir die persoon net wat hy glo hierdie persoon graag wil hoor. Hy sê nie die waarheid nie, want hy wil hierdie persoon beïndruk. Jesus het nie so gemaak. Hy het met almal, of hulle nou ryk en aansienvol was, of groot waarde in die samelewing gehad het, en of hulle gewone mense was, hy het met almal eerlik die waarheid gepraat. Dan is daar ander woorde wat ook sinonieme is vir eerlikheid, soos opreg, die opregte en opregtheid. Opreg kom 44 keer voor, opregte 35 keer en opregtheid 18 keer. Toe maar, ons gaan nie al hierdie gedeeltes lees nie, ons het nie tyd daarvoor nie. Maar die Bybel beklemtoon op talle plekke en tydens verskeie geleenthede dat ons God opreg moet dien en ook teenoor mekaar opreg moet optree. En opreg net 'n ander woord vir eerlik of met integriteit. En ons moet God dien met 'n opregte hart. So nie met 'n valse hart wat 'n skyngodsdiens aanvoer en maak asof jy 'n Christen is nie. Jy moet dit met 'n opregte hart doen, eerlik. Ons optrede moet ons opregtheid altyd bewys. So dit wat jy sê en dit wat jy doen moet met mekaar ooreenstem. Dit moet dieselfde wees, dit moet met mekaar ooreenkom. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, maar ek vloek soos 'n matroos. Of ek check my vrou se plaks en punte dat haar oë so toegeswel is. As ek sê ek is 'n Christen, moet ek ook lewe soos 'n Christen. My optrede moet met opregtheid bewys word. Daarteenoor, dis nou teenoor opreg, opregte en opregtheid, kom ook die woord oneerlikheid 7 keer voor, oneerlike 9 keer, oneerlikheid 1 keer, leuen 16 keer, leuen 47 keer, leenaar 15 keer, leengees 4 keer, leentaal 1 keer, leenagtigheid 1 keer en lieg 28 keer. En oral, elke keer wanneer daar van lieg, leuns of oneerlikheid gepraat word, word dit veroordeel as 'n sonde, as iets wat teen God se wil ingaan. Inteendeel, die duiwel word die vader van die leuen genoem in Johannes 8 vers 44. Daar is Jesus besig om in die skrifgeleerdes in 'n strydgesprek betrokke te raak. En hy sê vir hulle, ek praat met julle die waarheid en julle wil my nie glo nie. Julle wil my doodmaak. Julle is oneerlik in dit wat julle doen. En daarom is God nie julle vader nie, want God is waarheid. Die duiwel is die vader van die leuen. En as julle leuns vertel en oneerlik is, dan is hy julle vader en nie God nie. En dis die rede waarom Ananias en Safira vir 'n wit leentjie met die dood gestraf is. Daar in die beginstadium, toe die kerk van die Here in sy kinderskoene was, en die Christelike gemeente net begin het, was dit vir God uiters belangrik dat hulle moet besef, hulle moet heilig wees, hulle moet anders wees, hulle moet sonder sonde wees, hulle moet eerlik wees. En dat hy bereid was om iets wat ons nou as 'n klein sondetjie sien, maar wat eintlik net so groot soos enige ander sonde is, 'n wit leentjie. Was hy bereid om dit met die dood te straf, want wanneer jy 'n leuen vertel, dan sê jy, God is nie meer my pa nie. God is nie meer my vader nie. Eintlik is die duiwel my pa. Dis wat jy doen as jy leuns vertel, en dis hoekom daar so streng teenoor hulle opgetree was. En daarom praat ons vandag oor die belangrikheid van eerlikheid.
'n ander sinoniem vir eerlikheid is waarheid, en dit kom die heel meeste voor van al hierdie woorde waarmee ons besig is. Dit kom 151 keer in die Bybel voor, en nou gaan ons al daardie 151 teksverse lees. Nee, toe maar, ek terg nie, daar's nie genoeg tyd. God die Vader eis dat mense die waarheid moet praat. Ons sien dit in Eksodus 20 vers 16, Jeremia 5 vers 3 en Sagaria 8 vers 16 en 19. God die Seun, word daar gesê in Johannes 14 vers 6, is die waarheid. So hy praat nie net die waarheid nie, hy verpersoonlik die waarheid. Hy is waarheid. En sy getuienis en lering is die waarheid. Lees ons in Johannes 18 vers 37. So God die Vader eis dat mense die waarheid praat, en hy praat ook altyd die waarheid. Nêrens lees ons dat God ooit vir enige iemand gejok het nie. En die Seun, God die Seun, is die waarheid, en hy praat ook altyd die waarheid. En dan sien ons God die Heilige Gees ook. Hy word deur Jesus die Gees van die waarheid genoem. In Johannes 14 vers 7, 15 vers 26 en 16 vers 13. En Jesus sê, hy sal julle in die waarheid lei. Hy sal die waarheid bekend maak en julle in die waarheid lei. In Johannes 8 vers 32 lees ons, die waarheid maak ons vry. Wat beteken dit? As ek leuns vertel, moet ek altyd nog meer leuns vertel om daai eerste leuen te cover. En so word die een leuen naderhand 'n hoop leuns, en ek raak daarin vasgevang en verstrengel, want dis sonde, en sonde verstrengel my. Sonde boei my, sonde bind my, sonde maak my nie vry nie. Vergifnis maak vry, maar sonde maak my 'n slaaf. En omdat waarheid nie sonde is nie, daarom maak waarheid my vry. Nog 'n gedagte wat dit beklemtoon, is Efesiërs 6 vers 14, waar die wapenrusting van God ter sprake kom. Nou die eerste lied wat ons vanoggend in ons voorsang gesing het, was juist die wapenrusting lied. En daar het ons ook gesing, en ons lees in Efesiërs 6 vers 14, dat waarheid die gordel is in hierdie wapenrusting. Nou hoekom is dit so? Onthou in daardie tyd het die mans ook mos klere gedra wat soos lang rokke gelyk het. Nou dames, wie van julle het al met 'n lang rok gehardloop? Vinnig gehardloop? Mens kan nie. Jy gaan mos val, jy gaan seer kry. Want daardie lang rok verhinder jou om lank genoeg tree te kan gee. So as jy dan nou ewe skielik vinnig moet hardloop, wat doen 'n vrou wat 'n lang rok het? Sy trek hom 'n bietjie op, laat hy 'n bietjie korter is. En dan hardloop sy as sy nou regtig moet hardloop. Nou dis presies wat die doel was van 'n gordel van 'n soldaat. Hulle het daardie lang kleed van hulle in 'n mini rokkie verander en dan die gordel gebruik om dit vas te maak sodat hulle bene vry kon wees om te kon beweeg. En daarom sê ons die waarheid maak jou vry, en is die waarheid ook die gordel in die wapenrusting, omdat dit jou die vryheid gee om te kan beweeg as jy nou 'n soldaat is en jy moet oorlog. As jy leuns vertel, verstrik dit jou. As jy die waarheid praat, dan bevry dit jou. Maar partykeer kan die waarheid tog seermaak. En ek het net nou gesê, 'n man wat nie vir sy vrou kan jok nie, weet hoe om haar gevoelens te respekteer nie. En dis nou maar net 'n grappie wat mans partykeer maar met mekaar maak wanneer hulle so om die braaivuur vleis kuier. Maar ons weet die waarheid kan partykeer seermaak. Soos jou vrou vir jou kom vra, man lief, dink jy ek het vet geword? Hoe antwoord jy daai vraag eerlik? Sonder om seer te maak. Sonder om haar gevoelens nie te respekteer. Hoe is jy taktvol eerlik? Hoe kry mens dit reg? Hoe kan jy die waarheid praat op so 'n manier dat dit nog steeds die waarheid is,
maar dat dit iemand anders se gevoelens respekteer. Paulus gee vir ons die antwoord in Efesiërs 4 vers 25, begin tot by vers 29 lees. Die belangrikste is die eerste en die laaste gedeelte hier vir ons doel vanoggend. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Nou in hierdie gedeelte kry ons die vervangingsbeginsel. Jy moet iets wat sleg is, iets wat sondig is, vervang met iets wat reg is, iets wat goed is, iets wat gehoorsaam is. So valsheid moet jy vervang met waarheid. In die res van die gedeelte sal julle ook sien hoe dat dieselfde vervangingsbeginsel herhaal word. So, toe ek nog my sondige natuur gehad het, wat my verslaaf het en wat die baas in my lewe was, het ek maklik leuns vertel. Was dit glad nie vir my moeilik nie. Kon ek lieg sonder om te blik of bloos. Ek het so gelieg dat niemand my, nou nie ek nie, maar 'n mens, lieg so dat jy nader aan jouself glo. Maar wanneer jy kind van die Here word en die Heilige Gees beheer van jou lewe oorneem en jy meer aan hom gehoorsaam raak, dan praat jy al hoe meer die waarheid. Dan word dit vir jou al hoe moeiliker om te lieg en om die leuen te vertel. En hoekom? Omdat ons lede is van dieselfde liggaam, die liggaam van Christus. As jy kwaad word, dis die slegte ding. Moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee. So as jy kwaad word, moenie kwaad gaan slaap nie, want jy gee die duiwel vat kans. Daai kwaad waarmee jy gaan slaap is die kwaad waarmee jy opstaan. En dan bou jy net nog kwaad word daarby. En dan word dit net al hoe erger en erger en erger, dit word 'n bose kringloop. En die duiwel kry 'n groter houvas op jou en bind jou met daai sonde vas. Nou weer die vervangingsbeginsel, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, sodat hy iets kan hê om vir die armes te gee. Baie mooi gestel. 'n Dief moet ophou steel, hy moet werk, sodat hy geld kan hê, sodat hy kan gee, in plaas van steel. En dan vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. En dan hierdie woorde. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. So valsheid moet jy vervang met die waarheid. Maar wanneer jy die waarheid praat, moet jy dit so doen dat dit net goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit my hoorders ten goeie kan kom. So as julle nou vir my vra, wat moet 'n man sy vrou antwoord as hy gesê het vir jou vra, het ek vet geword? Vir jou eerlik sê, ek het nie 'n goeie antwoord vir jou. Dis 'n moeilike een. Maar wat jy moet doen is, vat hom maar net in jou arms en sê vir haar jy is lief vir haar. Sê vir haar sy's pragtig. Soos daai liedjie wat sê, girl, you're amazing, just the way you are. Dis die beste raad wat ek vir jou het. Moenie op daai vraag waag om 'n ja of 'n nee antwoord te gee. Jy gaan vir moeilikheid soek en jy gaan vir moeilikheid kry. Jy speel nie met 'n leeu se ster. Die belangrikheid van eerlikheid moet ons nooit onderskat. Eerlikheid is ongelooflik belangrik. Hoekom is dit so belangrik? Want eerlikheid is altyd een van die beste sleutels vir 'n goeie verhouding. En daarmee saam, eerlikheid is die enigste sleutel tot vertroue. Dit kan nooit weer gebruik word as dit eers een keer gebreek is nie. Wie van julle het al 'n sleutel in die deur gesit, in die deur gesluit, en as jy hom uittrek, is dit net so stokkie. Die deel van die sleutel, ek het 'n stel sleutels hier, ek kan dit gou vir julle wys. As hierdie deel nou gebreek het, daai onderste deel, en jy het net die stokkie oor, dan kan jy met daai sleutel niks doen. Jy kan hom al weggooi.
Nou as jy iemand se vertroue seer gemaak het, as jy iemand teleurgestel het, dan het daai sleutelgedeelte gebreek en dan kan jy dit nie meer reg. Dan is dit baie moeilik om dit reg te doen. Die enigste manier hoe vertroue gewek word en gebou word en versterk word, is deur eerlikheid. En die grootste manier waarmee dit afgebreek en vernietig word, is oneerlikheid. Soos ek wil hê, my vrou moet my vertrou, my kinders moet my vertrou, my gemeente moet my vertrou, dan moet ek vertrouenswaardig optree. En die sinoniem vir vertrouenswaardig is integriteit en eerlikheid en waarheid en opregtheid. Dis hoe mens vertroue wen. Dis hoe jy vertroue bou. Maar as ek een leuen vertel, net een, al is dit 'n wit leentjie, dan gaan jy my nie weer maklik vertrou. Dan gaan dit baie lank vat vir jou om my weer te vertrou. En dis hoekom eerlikheid so belangrik is. En dis hoekom God wil hê sy kinders moet eerlik wees, want hy wil hê sy kinders moet vertrouenswaardig wees, omdat hy eerlik is, omdat hy waarheid is, omdat hy vertrouenswaardig is. En nou kom ons by die nagmaal. God se eerlikheid waarborg die waarheid van die nagmaal. Omdat God eerlik is en nie vir ons sal jok nie. Daarom kan ons weet, dit wat die nagmaal verkondig, is die reine, heilige waarheid. En wat verkondig die nagmaal? Die nagmaal verkondig Christus het aan die kruis gesterf. Want God het die wêreld so lief gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. Sodat elkeen wat glo, hulle sondes eerlik en met 'n opregte hart, met berou kan bely. En dan is God se eerlikheid en waarborg en waarheid weer daar, wanneer hy beloof, hy sal jou vergewe. Hy sal jou reinig van al jou ongeregtigheid. En so is die brood die teken van Christus se liggaam, wat in die kruis gehang en gebreek is. En die wyn, die druiwesap, is tekens van Jesus se bloed, wat ons reinig van al ons sondes. En net so seker as wat ek dit met my sintuie kan waarneem, kan ruik, kan voel, kan proe, en nou die boodskap daarvan kan hoor, net so seker kan ek verseker weet, die waarheid is, my sondes wat ek met berou bely het, is vergewe. Ek het die ewige lewe. Want God sê so, en hy sal nie vir my jok. Eerlikheid waarborg die waarheid van die heilige nagmaal.